Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, bly vir elke wat hier is, en ook vir u wat inskakel. Vanoggend praat ek met u oor die tema bestorm die hemel met geweld. Bestorm die hemel met geweld. Ek lees in Matteus hoofstuk 11 en ek lees vanaf die 6de tot en met die 15de vers. Salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Gelukkig. Die woordjie salig is gelukkig as jy nie aanstoot neem van Jesus. En toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaande Johannes te sê, dis nou Johannes die Doper. Wat het julle uitgegaan om in die woestyn te aanskou? 'n Riet wat deur die wind beweeg word. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Man met sagte klere aan. Kyk, die wat sagte klere dra is in die huise van konings. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Profeet. Ja, ek sê vir julle, ook baie meer as 'n profeet. Want dit is hy van wie daar geskrywe is. En Jesaja het oor hom geprofeteer. Kyk, ek stuur my boodskappe voor u aangesig, wat die weg voor u sal regmaak. So, Jesaja het geprofeteer oor Johannes die Doper, wat sou kom om die wegbereider te wees vir Jesus Christus se bediening en die inleiding tot die koms van die koninkryk van God op aarde. Dis eintlik waaroor dit gaan. Voorwaar, ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van die hemel is groter as hy, so daar's geen posisie nie, dis eintlik wat hy sê. Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. Want al die profete in die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. So, dis verwysing weer terug na die profesie van Jesaja. Vers 15, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Nou wil ek net sê, Jakobus praat ook van om te hoor, en 'n dader te wees van wat jy gehoor het. So in die konteks daarvan, hoor, het daaroor gepreek, is maar net om geluide te onderskei. Maar om te luister is dan jy reageer op wat jy gehoor het. Jy hoor 'n hond blaf, en jy maak 'n onderskeiding. Dis 'n groot hond, dis 'n klein hond, dis 'n hond wat ver is, 'n hond wat naby is, dis 'n vriendelike hond of is 'n aggressiewe hond. Jy maak die onderskeiding op grond van die geluide wat jy hoor. Maar wanneer jy die onderskeiding gemaak het en jy besef maar hierdie hond is groot en hy's aggressief en hy's naby, dan luister jy eintlik want jy reageer nou in jou harte weg of wat ook al die geval mag wees. So wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Wil ek eintlik sê jy moet meer as hoor, jy moet doen wat jy hoor. Jy moet luister. Maar vers 12 is die aangrypende vers. Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm en bestormers gryp dit met geweld. Nou, die Griekse woordjie biazo is to use force, to force one's way into a thing. It resembles violence or desperation. Om die hemel te bestorm vra 'n daad van desperaatheid. Vra dat jy iets sal doen wat energie in jou gees sal losmaak. Dit vra dat adrenalien sal pop. Dit vra meer as om maar net happy-go-lucky deur die lewe te gaan en te hoop dat jy eendag in die hemel sal kom. Dit vra 'n beslisheid in jou gees om seker te maak, jy gaan in. Jy forceer jouself letterlik in die hemel in, deur die dinge wat jy hier op aarde doen. Van die dae van Johannes die Doper af, tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. Bestorm die hemel met geweld. Dit is vanmôre se preektema. Om met geweld die koninkryk van die hemel in te gaan.
Nou sekere mense sal die koninkryk van die hemele beerwe en ander mense sal dit misloop. Nou kom ek gee vir u net so 2 verse om dit te bevestig. Johannes 3 verse 3 tot verse 8. Julle gedagte oor die wedergeboorte. Jesus antwoord en sê vir hom, dis dit Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Dis tog 'n stukkie logika, né? Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Want uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom, en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nou jy weet waar die wind vandaan kom, jy kan sien vir suidooster of wat 'n wind, en hy is op pad daai rigting toe. So jy weet waarvan hy kom en waar hy gaan, maar jy weet nie waar hy eintlik vandaan gekom het nie, waar hy ontstaan en waar gaan hy eindig. Dis die gedagte dan. En net so is elkeen wat uit die gees gebore word. Nou ek was nou Woensdag met Tannie Marie Iman, baie van u ken haar, en sy loop met hierdie mooi getuienis dat sy tot wedergeboorte gekom het die 6de September 1966. Dis die dag toe Hendrik vermoor was, 6 September 66. Toe ek Woensdag by haar was, toe wens ek haar geluk met haar geestelike geboorte, wat al 58 jaar gelede plaasgevind het. Sy is nou al 99, ekskuus, ek probeer nou onthou, wees diep in die 90's. 99. Maar sy getuig van 'n wedergebore moment in haar lewe. En dit is belangrik as jy die koninkryk van God wil ingaan, dat jy daarvan sal kan getuig. Jy moenie net hoop jy gaan in die hemel kom nie. Jy moenie dink dat jou naam op een of ander kerk se register vir jou die waarborg gee dat jy hemel toe sal gaan. Jy sal die hemel mis. Jy sal die hemel alleen kan bestorm met die sekerheid in jou hart, ek het waarlik tot bekering gekom, ek het my lewe vir God gegee, en God se gees het iets in my binneste gedoen, wat my die sekerheid gee, dat ek 'n kind van God is. Dis 'n daad van gedetermineerdheid en sekerheid, dat ek weet ek die hemel ingaan. Kom ons lees ook Matteus hoofstuk 19, en 'n paar skrifte vanmôre lees, en jy kan na die tyd dit neerskryf, as jy weet, na die YouTube kyk, as jy pen nou het, dan is jy welkom dit neer te skryf. Matteus 19 verse 25 tot 30, Matteus 19 vers 25 tot 30, toe sê die disippels het hoor, was hulle baie verslaan, en sê, wie kan dan gered word? Wie kan dan gered word? Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit en die 12 stamme van Israel sal oordeel. Ons het daaroor gepraat verlede Sondag, né? Die krone wat ons van sy troon voor sy troon gaan neerlê. En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders op grond terwille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, sal eerste wees. Gaan oor die feit dat jy en ek hier op aarde so lewe en bereid is om alles prys te gee terwille van om in die koninkryk in te gaan. Dis wat hierdie konteks sê. Bereid om my broer, my suster, my kind, my ma, my pa, my vrou, my man te verlaat, want ek wil die hemel bestorm met geweld, met gedetermineerdheid, met sekerheid,
Baie is geroep, maar man is uitverkies. Die pad is nou, kom ons lees Matteus 22, vers 11 tot 14. En toe die koning aangaan om na die gaste te kyk, dis die gelykenis van die bruilof, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen antwoord gee. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en 'n geknars van die tande, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Jy gaan nie in die hemel inkom per gelukkie nie. Jy gaan nie in die hemel inkom om hierin te sluip en jouself te probeer verbloem nie. Baie is geroep, baie hoor die woord, maar is min wat die pad kies om in die hemel in te kan gaan. Lukas 13, en ek lees vers 23 en 24. Stry hard om in te gaan deur die noupoort. Want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Wanneer die eienaar van die huis, jy is tot daar. Eintlik het ek vers 23 nou gemis. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die noupoort, want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Nou, hoekom moet ek met geweld, met gedetermineerdheid, die koninkryk van die hemel bestorm? Dis die vraag. Hoekom moet ek met geweld, met gedetermineerdheid, die Griekse woordjie biazo, geweld, om jou plek in te forceer met gedetermineerde aksies? Hoekom moet ek met geweld koninkryk van die hemel bestorm? Eerstens omdat Satan wil verhinder dat jy in die hemel sal kom. Satan verhinder. Hy wil nie hê jy moet gered word nie. Hy wil nie hê jou naam moet in die boek van die lewe geskrywe staan nie. Hy wil nie hê jy moet eendag mooi hoor die woorde, mooi so 'n goeie getroue diensmaagd gaan in die vreugde van jou Heer. Hy wil nie hê dat jy die koninkryk van die hemele sal beerwe nie. Hoor wat sê 1 Petrus hoofstuk 5 vers 8. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want die teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Nou, om nie verslind te word deur 'n leeu nie, beteken jy bly weg van die leeu. Mense wil soms met die leeu speel. En ek het al video's gesien hoe mense hulle hand deur die tralies druk en dan gryp die leeu land. Moenie met die duiwel speel. Inteendeel moet jy eens naby die duiwel kom. Want hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Die duiwel wil verhinder dat jy die hemele sal ingaan. Daarom sal hy pogings aanwend om jou te verslind. Tweede rede hoekom ek die koninkryk met geweld moet bestorm. Ek is van nature vlees. En die vlees wil heers oor die gees. Ek is geneig tot die sonde. Ek het dit nie neergeskryf, maar ek dink dit staan nog meer in 1 Korintiërs 7 of 2 Korintiërs 7, waar Paulus sê, dat die goeie wat hy wil doen, dit doen hy nie, en die kwaad wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. Daar's gedurig hierdie wet aan my teenwoordig. Galasiërs hoofstuk 5 sê dit, vanaf die 16de vers. Wandel in die gees, sodat die begeerlikhede van die vlees nie sal volbring nie. Ek moet met gedetermineerdheid die hemel bestorm deur my vleeslike geneigthede, my sondige geaardheid te kruisig. Toe te laat dat God se gees my vernuwe en my verander, sodat ek uiteindelik die kleed van sondigheid kan ontsla raak en 'n bruilofskleed kan aantrek, kleed van geregtigheid
sodat die koninkryk van God kan ingaan. Dis nie maklik nie, maar dis nodig. Dis nodig om sonde daar wel te roep. Dis nodig om gedissiplineerd te wees in jou gees. Dis nodig om vanmôre te sê, Here, gee my genade en krag om die hemel te bestorm met geweld. Nie sweetjies, skelmpies, probeer ingaan. Maar so te lewe, dat jy seker is, jy sal die koninkryk ingaan. Hoe verhinder die duiwel my om die koninkryk in te gaan? Hy gee my 'n verharde hart. Hy laat die eie ek opstaan. Hy gee my verlamde knieë, sodat ek nie na die huis van die Here sal gaan nie, sodat ek nie die gemeenskap van die gelowiges sal opsoek nie, sodat ek nie 'n begeerte het om God te dien nie. Hy verblind my sinne, sodat ek nie kan verstaan wat God se plan en God se bedoeling vir my lewe is. Ek wil afsluit. Watter mense sal die koninkryk nie ingaan nie? Hulle wat natuurlik nie weergebore is nie. Hulle wat natuurlik nie volhard tot die einde nie. Mense wat twee Here dien. Miskien moet ek dit lees, Matteus 6 vers 24. Matteus 6 vers 23. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees as jou, dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid? Jy verwys hier na dit wat jy kyk in die lewe. Kyk jy na sonde en ongeregtigheid en valsheid en die leuns van die vyand en dit veroorsaak dat jou innerlike donker is. Maar Christus het gekom as lig. Paulus skryf daarvan in Efese, dat ek verligte oë van die verstand sal hê, dat daar 'n lig in my gees sal oopgaan om te sê, maar ek leef eintlik in donkerte, ek is op pad na die ewige verdoemenis, dat daar 'n lig sal opgaan en dat ek sal ervaar, maar Jesus is die lig en ek laat sy lig in my lewe skyn. En dan sê hy vers 24, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Hierdie is 'n woord vir party mense in die kerk. En ek sê party, asof dit net 'n bietjie is. Maar waarskynlik is dit baie. Die kerk is vol mense wat twee Here dien. Ek wil in die kerk wees, want ek besef ek het nodig om gered te wees, ek het nodig om verander te word na die beeld en gelykenis van Christus, maar is lekker ook in die wêreld. Dis lekker om Saterdag partytjie te hou en dronk te word en net jolig te wees. Maar Sondagoggend dan pla my gewete my en as ek in die kerk met 'n kopseer en al. Want ek dink op die manier kan ek my gewete sus. Jy kan nie twee Here dien. Jy moet met gedetermineerdheid besluit wie is die Here van jou lewe. En jy moet hom dien. Mense sal die koninkryk mis as hulle twee Here dien. En dan mense wat nie bereid is om 'n prys te betaal nie, van toewyding en oorgawe en gehoorsaamheid. Mense wat die wêreld liefhet. Ek het nou daarna ook verwys. Jy kan dit gaan lees. Ek wil net seker maak in Johannes weet ek, 1 Johannes 1 Petrus 2 Petrus 2. Ek moet net seker maak my feite. 2 Petrus 2 vers 20:23 tot 23.
2022. Ja, dis dit. Want as hulle nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmetting van die wêreld ontvlug het, besmetting net wel, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstik en oorwin word, dan het hulle die laaste erger geword as die eerste. So, jy die wêreld waar wel geroep, die besmettinge van die wêreld, die besmettinge van sondige geneigtheid, nou het jy teruggekeer en jy weer jou laat oorwin. Dis soos iemand wat nou rookgewoonte gelos het, en jy kan dalk daarmee getuig. Hoe moeilik dit is, as jy het gelos het en jy neem het weer aan om die tweede keer te oorwin. Baie moeiliker. Selfs met 'n drankprobleem en enige verslaafde gewoonte. As jy dit eers eenmaal oorwin het, dan dink jy kan die tweede maal dit makliker oorwin. Dit is nie so maklik nie. Dit hou jou vas. Dis weer oorwin. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel en die gewaste sog om in die modder te rol. Dis iemand wat terugval. Daar's nooit so iets, eenmaal gered, altyd gered. Stry hard om in te gaan. Stry hard om jouself voor God geheilig te laat lewe. Moenie toelaat dat die invloede van die wêreld jou weer insluk nie. Dit spreek van 'n lewe van ware toewyding, gehoorsaamheid aan God se woord, in 'n gedetermineerdheid in jou gees om voor hom heilig te lewe. Ons het vroeër daaroor gesing, om in die vuuroond te wees, om heilig te word. 'n Ware geroepig gelowige wat hard stryd om in te gaan, is iemand wat gedurig hom of haarself vind in 'n vuuroond. Nie 'n maklike plek nie. Dis ek onthou oor daai preek daar in Komatipoort in 1997, min of meer het Loofhuttefees wat ons gehou het. Ons 'n wonderlike tyd, 7 dae lank het ons dienste gehou het. 'n sendeling van Mosambiek en 'n sendeling van Swaziland en 'n NG Dominee het op ons kansel gepreek. Ek praat van 1997. 'n ouderling het gepreek, ek self het gepreek het. Onder andere die ou van Mosambiek het gepraat van the pressure cooker. Onthou jy dit uit? Die pressure cooker. Om as gelowige in 'n kookpot te wees. 'n Prutpot. Nee, jy ken mos die deksels daarop en nou moet hy maar prut daar binne. En jy voel gedurig jy's onder druk. 'n Christen gelowige moet gedurig onder druk wees om reg na vore te kan kom. Klaar en ek klaar. En ek sluit myself op. As ons deur moeilike tye gaan. Ons klaar en op moeilik gaan. Regtig die Here te dien, maar dis deel van jou vorming. Deel van om jouself heilig voor God te stel, want net hulle wat in Christus is en geheilig is en die kleed van geregtigheid aan het en die bruilofskleed het, hulle sal ingaan. Stry hard om in te gaan. Baie is geroep, min is uitverkies. Ek sluit af. Maar van die dae van Johannes die Doper af, tot nou toe word die koninkryk, tot nou toe, word die koninkryk bestorm. En bestormers gryp dit met geweld. Ek sien die prentjie van mense wat graag aan die koninkryk wil ingaan. Hulle oë is gefokus op Jesus, die leidsman volëinder van hulle geloof. Maar terwyl hulle fokus op Christus, terwyl hulle die begeerte het om in te gaan, sien ek hoe mense om hulle aftrek. Hulle probeer terughou. Vriende, familie, wat jou keer om in te gaan. Hulle hou aan jou vas. Hulle rem jou. Hulle trek jou terug.
En partykeer laat mense toe dat hulle ingetrek word weer terug in die wêreld in. En dan verloor hulle die prys. Maar hulle wat die hemel bestorm, breek deur. Hulle skud af. Hulle raak ontslae van dit wat hulle verhinder om in te gaan. Want wat help dit die mense dat die hele wêreld win en in sy siel skade? En dan moet jy familie en vriende en die plesiere en genietinge van die lewe agterweë laat, stry hard om in te gaan. Bestorm die hemel met geweld, gedetermineerdheid, krag, energie wat jy instel. Kom ons bid saam. Vader, ek sal soveel makliker wou sê, dis maklik om in die koninkryk in te gaan. Ek sal soveel makliker vir mense wou ooreed om hulle name net op 'n adreslys by een of ander kerkgroep te gaan inskryf en dat dit die waarborg is. Maar Here, ek besef ons moet hard stry om in te gaan. Daar's 'n prys te betaal. Daar's 'n stuk gedetermineerdheid in my gees. Daar's by my 'n gewilligheid om ontslae te raak van dit wat my keer om uiteindelik die koninkryk van God in te gaan. En ek wil bid, Here, dat elkeen wat hierdie woord hoor vanmôre, in hulle gees 'n gedetermineerdheid sal hê, om te sê, ons bestorm die hemel met geweld. Ons wil ingaan. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.